Johannes 15 vers 1 tot 12. Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie. So julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly, dit het ek vir julle gesê, sodat ek my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle ook lief gehad het. As mens na hierdie gedeelte luister, dan kan mens dit op verskillende wyses probeer uitlê. Mense sou hieruit 'n preek kon maak wat vir mense bang maak. As julle nie in die wingerdstok bly nie, dan gaan julle afgesny word en julle gaan brand. Maar wat sê hierdie gedeelte werklik vir ons? Ek lees raak op die ou einde dat hier 'n uitnodiging is, 'n troos is, 'n aanmoediging en op die ou en die uitloop van blydskap. Blydskap. Lewe, vrug dra. Nou ek het 'n vriend wat ek 'n bietjie op die proef gestel het. Miskien het julle ook al hierdie vriend ontmoet. Sy naam is Chat en sy van is GPT. Nou mens moet hom baie mooi en versigtig gebruik. Maar ek het toe vir hom bietjie gaan vra. Na aanleiding nou, ek het nie eers vir hom gesê na aanleiding van die skrif nie. Ek het dit heeltemal neutraal bestel en vir hom sê, as mens nou kyk na die hele proses in 'n wingerd, en mens moet persentasie gewys nou sê, wat is die persentasie wat die wingerdstok bydra, en wat is die persentasie wat die lote bydra, want hieruit blyk dit dat die lote dalk 'n bydra het, want dit staan bly in die Here, en dit anders te gaan jy afgesny word, en so dalk is daar 'n bydra wat die lote moet doen, en wat is die persentasie wat die vrug bydra om vrug te wees. Nou Chat ken my al, en hy sê toe vermiddelik vir my, maar kyk, jy is hierso op 'n verkeerde spoor.
Want, en dit gaan jou regtig in die moeilikheid bring. Want hier gaan dit nie oor persentasies nie, maar 'n organiese eenheid. En toe spring hy na Johannes 15 toe. En sê, vat nou maar by voorbeeld van Jesus wat die wingerdstok is. Toe sê hy, maar as jy nou wel van persentasies wil praat, dan is dit die wingerdstok 100%, gee alles, volledig. So die hele verhouding is bronafhanklik. Die wingerdstok voorsien 100%, en as jy dan by die lote kom, dan is dit 100% afhanklikheid. 100% bly in my. 100% verbintenis. En toe sê hy iets interessants oor die vrug. Toe sê hy, en as jy by die vrug kom, dan gaan dit in die vrug eintlik oor 'n getuienis, en dit is wat ek by die kinders ook nou probeer uitbeeld het. Die vrug is die getuienis of die verbintenis funksioneel is, of die verbintenis werk. Nou ek wil ek iets deel met julle wat ons by ons afgelope Pinkster, professor Marius Nel, het dit aangebied. Kom sê het uit die brief van Romeine 3 en 6 veral in hierdie verband, waar in hoofstuk 6 ook die doop te sprake kom as 'n teken daarvan waar dit sê, dit het alles in die doop gebeur, maar hy het op 'n wonderlike manier het hy hierdie verbintenis vir ons uitgebeeld. Waar dit ook staan, dat dit die wet nie by magte was om hierdie verbintenis te behou nie, vir ons te help om daarin te bly nie. Die wet was nie by magte om vir ons dan geregtigheid te bring. En daarom sug ons, soos wat Paulus ook gesê in hoofstuk 4, Here, ek wil die goeie, maar ek doen gedurende die slegte. Daar's geen manier wat ek die wet kan onderhou nie. Ek, elendige mens, en dan kom die genade wat sê, alleen deur Jesus Christus. Alleen deur Jesus Christus. 100% Christus. Wat vir my die verlossing bewerk. En dit beteken realiteit, dat as iemand byvoorbeeld 'n oortreding maak, 'n persoon steel 'n kar, en die regter kom nou, en die regter sê, nadat alles bewys is, hy het die kar gesteel, hy is skuldig aan hierdie daad, en kom die regter en hy sê onskuldig, dan is hierdie persoon onskuldig. En net so het God dan in hierdie proses sy godheid en sy geregtigheid en sy liefde gehandhaaf, gelyktydig, deur die skuld wel aan geregtigheid aandag te gee, en die skuld wat daar was, te vergeld, in sy seun Jesus Christus. En dit spreek ons volkome vry. En daar het hy die eerste aand geëindig, en almal het gesê, maar wat nou?
Is dit regtig so eenvoudig? En dit maak dat die verbondenheid, hierdie beeld van verbondenheid en hierdie metafoor het nog vir ons verder verduidelik. Waar Jesus vir sy disippels ook sê, julle is nou deur hierdie woorde, die woorde wat ek vir julle geleer het, is julle klaar reg gesnoei. Bly dan nou net in bly, soos ek in julle bly. Maar ons geneigtheid is nog anders. En dit was vir my ook interessant toe ek dat en dis hoekom ek gesê het die wynboere moet nou maar kom regmaak wat ek hier verkeerd sê. Maar die geneigtheid blykbaar in 'n loot is om wild te groei. 'n Loot groei nie selfs netjies in die regte hoeveelheid in hoe hy in sy begeleiding vir hom gegee is nie. 'n Loot groei wild. En as jy nie 'n loot lei nie en vir hom die bedrading daar stel nie waarin hy kan groei nie, dan gaan hy 'n bos maak. En dan gaan die energie van die wingerdstok net in die loot in en dit kom nie by die vrug uit nie. En dit veroorsaak dat daar nie genoeg lig en lug kan wees soos die nodige groei is nie. En dit was my verstommend dat ek toe die ontdekking kom dat selfs nou in Jesus se tyd al, daar die tegniek van snoei was. Dis 'n tegniek. En ek kan nie verklaar hoekom 'n wingerd dan nou 'n wingerdloot dan nou wild groei nie. Maar dit is sy natuur, dit is sy skepping en dat dit nou deel van die verantwoordelikheid van die mensdom is om eintlik hierdie wildheid te bestuur en te groei om die beste resultate te kry. En daar kom die snoeiwerk in en die lei van die loot dat dit op die beste manier dan by die vrug uit kan kom en die meeste voeding kan deurtrek tot by die vrug en die nodige kwaliteite kan gee. Met al die ander hulp en goed wat daar nou ook is. So die hele ding van snoei, wat Jesus in sy tyd raak sien, in daai beeld vat, en dan vir sy disippels sê, maar dis nodig in julle lewe. My Vader is die boer wat die snoeiwerk doen. Dis nodig in julle lewe. Want as dit nie daar was nie, dan kom die voeding van die bron, dan gebruik ons dit net vir onsself. En selfgerigtheid kan nie vrug oplewer nie. Die loodse funksie is dan daar, dat hy juis moet plek maak en ruimte maak vir die vrug, en nie in homself 'n bos word nie. En dit het getref. Wat my verder in hierdie gedeelte dan nou tref, is dat die gedeelte eindig. Ek wil net weer daai verse lees. Net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het, in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. As ons dit van toepassing maak op hierdie beeld, en dan die Vader as
as Jesus se bron. En ons sien dit in sy lewe, hoe gereeld hy gebid het. Hoe gereeld hy hom afgesonder het. Ons sien hier die verbondenheid tussen Vader en Seun. Ons sien hoe hy in sy lydenstyd bid, bloedsweet bid, dat die beker maar mag verbygaan, maar nie my wil nie, U wil. Ons sien hy homself oorgee, sy asem uitblaas en sê in U hande gee ek my oor. So dit stel hom in staat om sy volle vrug in die wêreld tot reg te laat kom. Dit waarvoor Jesus gestuur het, sy roeping. Aan die kruis sê hy, dit is volbring. Die brieweskrywer, spesifiek Hebreërs, praat van die volkome offer wat gebring is deur die volkome Hoëpriester. En dan gebruik hy die beeld en sê, net soos ek dan in my Vader gebly het en hom gehoorsaam het en voldoen het aan die funksie wat ek moes kom, die volledige vrug gedra het, net so gee ek dit nou as wingerdstok vir julle. Julle is die lote, bly in my. Verdra die snoeiwerk. Sonder jouself af. Bly in my, wees aan my gehoorsaam, sodat julle ook die nodige vrug kan dra. En dan die gebod, want ook dit moet ek eers ook sê, want dit bring blydskap. Dit bring blydskap. Jesus het ook gesê, ek moet hierdie dinge lei, dat julle bly kan wees. Ek moet weer terug na die Vader toe gaan, dat julle bly kan wees. En nou sê hy, dit is my gebod, julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. So dit begin by die Vader se liefde, Jesus wat dit vir ons demonstreer en kom wys, en nou ook hierdie liefde draak aan julle oor. So dis hier waar hierdie metafoor nou heeltemal deur mekaar loop. Waar jy al drie hierdie funksies van die metafoor in jouself kan ervaar. Die van die wingerdstok, die van die lote en die van die vrug. Want nou kan ons vir mekaar ook wingerdstok wees. Ons kan vir mekaar ook 'n bron wees. Ons het gesing, U maak ons deel van die grootste werke. Ons kan dit ook wees. Ons kan ook die voedingsbron vir ander wees. Ander kan ook uit my voorbeeld, uit my optredes, my handelinge, gesnoei word, gelei word, om die wonder van vrug dra te geniet in die lewe. Maar terselfdertyd, terwyl ons nou ook wingerdstok kan wees, bly ons lote, wat afhanklik bly van die groot bron. En ons bly ook lote ten opsigte van mekaar, waar ek moet bereid wees om dalk deur ander gevoed en gelei te word. Moet ek na ander kan luister, want God werk deur ons met mekaar. So om die nodige vrug te dra, is dit ook nodig dat ek 'n goeie loot is, wat die voeding wat God vir my gee,
dalk deur ander ook te kan benut, want dis sy hande werk op die ouende. En dit loop uit op blydskap. Dit loop uit op blydskap. 'n laaste wat ek wil deel van uit ons Pinkster, is die oproep om te glo. Dit help nie ons glo net dat ons verlos is. Dan het ons 'n misverstand van wat die versoeningswerk eintlik beteken. En dit bring hierdie beeld, hierdie hele gelykenis in 'n ander konteks, waar dit nie gaan oor pas op nou jong, as jy nie in die wingerdstok bly nie, dan gaan jy afgesny word en verbrand word. Nee, dit bring dit anders, in 'n ander situasie. As jy in die wingerdstok bly, dan is jou nuwe identiteit dat jy 'n loot is wat in gehoorsaamheid aan die wingerdstok en die aanvaarding van die snoeiwerk gerig is op vrug dra. So wat jou geloof betref, moet jy nie net sê, dankie tog ek is nou verlos nie, maar ek het 'n nuwe identiteit. En dit antwoord daai vraag, nadat dit vir ons duidelik gestel word, jy is nou vrygespreek. Jou sonde word jou nie meer toegereken nie. Dat dit nie beteken dat ek nou kan maak wat ek wil nie, want dan is ek ontrou aan my nuwe identiteit. Want my nuwe identiteit sê, nee, jy is die draer van dit wat vanuit die bron kom en wat hy vir ons begeer, vir mense begeer, die goeie nuus, die evangelie van hoop. So, en dit maak ook nou hierdie beeld wat ons nou het, dat jy afgesny sal word en in die vuur sal brand. Dit maak dit ook nou anders. Vir ons glo in 'n evangelie van hoop. En dit is waar Habakuk se vers bykom. Al is daar nie meer druiwe aan die wingerd nie. Hoop, verandering. Dit is en bly moontlik. En daarom my geloof dat ek glo dat ek werklik ook in Christus dood is vir die ou lewe. Hy het die voorbeeld genoem waar hy sê, ons behoort eintlik op ons grafstene te skryf, waar die gebruik is, jy skryf jou geboortedatum, gebore, dan staat 'n doetjie, en dan kom die sterfdatum. Ons kan net skryf, geboorte in Christus. Doetjie, sterwe in Christus. Lewe. En dit het vir my baie gehel, dat ek en jy reeds die nuwe lewe met geloof kan omarm. Dis nie 'n kwessie van ek is nou gered nie, God het my alles gegee nie, nou moet ek nuut lewe nie. Ek omarm die nuwe lewe in die eerste plek met geloof. So dan is dit nie weer ek wat die nuutheid moet bewerk nie, maar dis God in my wat die nuutheid moet bewerk, omdat ek in hom bly. Verstaan u hierdie verbondenheid wat mense so opgewonde oor maak? Dis hoekom ek gesê het, ek is bereid om dit sonder tand vir jou te vertel.
Dis die moeite werd. Dit sluit alles in. Ons glo in 'n evangelie van hoop. Ons glo in 'n opstandingsgeloof. Ons glo in nuutheid. Nuwe vrug, nuwe moontlikhede. Ons glo dit. Leef dit. Amen. Almagtige God en Hemelse Vader, o Heilige Gees, wees U die naprediker. Wees U die een wat met elkeen hier uitgaan. Here, wees U die een wat die verbintenis bly hou deur die tegnieke wat in U godheid bestaan. Here, ons pleit maar net in groot genade, soos Dawid in Psalm 139, deurgrond my, o Here, en kyk of ek op die regte pad is. Ons is totaal afhanklik van U. In verlossing, in sterwe, in lewe. Dankie dat ons kan uitsien dat die lewe vir ons in sy volkomendheid kom wanneer U weer op die wolke kom. Maar nou reeds, Here, dank ons U, dat ons nie net hier in 'n tussentoestand maar op 'n stasie staan en wag tot die trein sal kom nie. Nee, Here, ons is reeds op pad. Paulus wat sê, ek span my in, ek strek my uit. Dus wil ek net die Here Jesus ken, om al meer en meer te word wat ek reeds in hom is. Jesus, dankie dat U so getrou was om dinge om U te gebruik, om ook hierdie evangelie van hoop en lewe en vrug aan ons oor te dra. Here, mag ons U grootsheid raak sien en kyk waar U besig is om te werk en daarby aansluit. Mag dit hierdie gemeentes met hoop laat, al sou wat verkeerd loop. Here, al sal daar binne verhoudingsspanning opgetel word, al sou daar beproewing wees, al sou daar storms kom, soos wat ons in hierdie tyd ook nou beleef het. Here, ons is aan U verbind, die ware wingerdstok. Ons aanvaar U snoeiwerk, tot voordeel van die vrug, die oes, wat U wil bewerk. Aan U kom al die eer toe. Amen.